Nou vanoggend kuier Dominee Skalk Strauss by my in die ateljee en ons gaan gesels oor 'n boek waarvan hy 'n mede-redakteur was met die titel Gebore vir 'n tyd soos hierdie, 'n kommentaar oor die boek Ester. So dit beloof 'n baie interessante gesprek te wees. Om ons program mee af te skop, lees ek op Skalk se aanbeveling 'n stukkie uit Ester, aangesien ons gesprek vandag rondom Ester Wentel, en dit is Ester 4 vers 13 en 14. Toe Mordegai Ester se boodskap ontvang, het hy haar gewaarsku: moenie dink omdat jy in die paleis bly, jy is enigstens veiliger as enige ander Jood nie. As jy in 'n krisistyd soos hierdie stil bly, kom daar dalk van 'n ander kant af hulp vir die Jode. Hulle word dalk gered, maar dan sal jy en jou familie as verraaiers beskou word. Dan sal julle nie meer welkom wees by julle eie mense nie. Wie weet, dalk moes jy juis koningin word om jou volk te help. Môre Skalk, welkom hier in die ateljee. Môre Christine, baie dankie, dis lekker om saam met jou te kuier. Jy het daardie stukkie aanbeveel want ons weet almal geroep vir 'n tyd soos hierdie en julle noem dit gebore vir 'n tyd soos hierdie. En daai stukkie hou natuurlik direk verband met die hart van hierdie boek, nê? Nee. Definitief, ja, ek dink as 'n mens in ons tyd is een van die gonswoorde, as 'n mens dit so wil noem, waarskynlik iets soos roeping. Want ek dink as gelowiges in hierdie land van ons, vra ons onsself dikwels af, hoekom is ek nog hier? Baie mense vra daai vraag. En selfs al besluit jy om dalk uit die land uit te gaan, dan is dit ook 'n vraag wat jy jouself moet afvra. Wat gaan maak ek daar? Ja. Hoekom gaan ek soontoe? Ja. En dit het alles te doen met roeping, want uiteindelik as gelowiges staan ons altyd in diens van die Here en ons word altyd geroep deur hom om sy koninkryk te dien. En die wonder van die boek Ester is dat dit vir ons wys hoe dat die Here ons regtig posisioneer om ons roeping te kan vervul. Al besef ons nie eers wat besig is om met ons te gebeur nie. Jy vra, jy wonder dalk, daar gebeur dinge in jou lewe, jy kom op plekke wat jy nie beplan het om te wees nie. En dan kan 'n mens baie maklik die fout maak om te dink, maar dit gaan net oor my en wat ek hieruit kan kry en wat die voordeel vir my is, terwyl die dieper vraag altyd is, maar is ek nie dalk gebore vir 'n tyd soos hierdie nie? Moet ek nie op hierdie plek, op hierdie tyd wees, omdat die Here my geroep het nie? En ewe skielik as jy daai vraag begin vra, dan begin jy met ander oë kyk na dit wat rondom jou gebeur, en die dinge wat met jou gebeur, en die verhoudings waarin jy staan, ensovoorts. En ek dink dis wat hierdie boek vir ons so besonders maak. Hierdie is natuurlik 'n lywige studie oor die boek Ester. En verskeie teologiese persone het betrokke geraak. So ek wil nou 'n bietjie vra, vertel vir ons meer oor jou, die rol wat jy gespeel het in die saamstel. Jy's een van die eindredakteurs en hoe dit gebeur dat hierdie boek soveel aandag geniet op hierdie stadium. Ag Christine, weet jy, ons het by Lig en Duisternis Uitgewers doen ons natuurlik nou 'n hele klomp publikasies, Christelike publikasies in die besonder. En een van die publikasies wat ons so 10 keer 'n maand uitgee, is 'n tydskrif, Die Boodskapper. Ons gee dit spesifiek vir die Afrikaanse Protestantse kerke uit. En dit is 'n kerklike tydskrif waarin ons probeer om dan sekere temas en teologiese kwessies en so voorts volgens 'n spesifieke tema aan te spreek. So as ek nou beplan vir die goed, jy sê nou vir my voordat ons begin, jy beplan ook ver vooruit nou, maar die tydskrif is dit ook nogal so, want hy is soos 'n wiel wat draai en hy wag vir niemand nie. So jy moet maar lank vooruit beplan en jou goed agter mekaar kry, sodat jy betyds die artikels en die dinge kan inkry. So, as deel van ons beplanning het ons toe vir die November 2024 uitgawe, het ons besluit om 'n bibliologiese tema te vat. Nie noodwendig 'n etiese of 'n dogmatiese of so nie, maar net so 'n bietjie Bybelse tema, 'n Bybelboek te vat. En ek het toe begin nalees en gaan kyk hoeveel kommentare is daar in Afrikaans op die boek Ester. En agtergekom, daar is nie so baie nie, daar is eintlik maar min goeie kommentare. In elk geval, daar is 'n paar goeies in Engels, maar selfs in die Engelse wêreld en val van die gereformeerde tradisie is daar nie so baie kommentare op die boek Ester nie. So toe het ek begin beplanning gedink, alright, kom ons begin met 'n uitgawe
vir die boodskapper en ek het toe die skrywers genader en gevra sal julle asseblief help met hierdie uitgawe, maar my plan is hierdie moet 'n boek raak. Ja. So ek het die uitgawe so beplan dat die hoofstukke van die boek basies reeds daar was. En elke ou wat 'n hoofstuk in die boek geskryf het uiteindelik 'n artikel in daardie uitgawe van die boodskapper geskryf. So hulle opdrag was, gee vir my 'n gekondenseerde weergawe vir die tydskrif en werk aan 'n uitgebreide weergawe vir jou hoofstuk in die boek. So hier en daar is daar ouens wat nou 'n bietjie meer hoofstukke geskryf het. Een van die goed wat ons natuurlik nie in die tydskrif kon doen nie, ons kon nie 'n vers vir vers verklaring van die teks gee soos jy tipies in 'n kommentaar kry nie. Dit vat net hopeloos te veel tyd. So dis byvoorbeeld iets wat heeltemal nuut is in die boek wat nie in die tydskrif was nie, maar dis maar hoe die boek sy ontstaan gehad het en die uitgawe, daardie uitgawe van die tydskrif was ook baie gewild geweest. Mense het dit verskriklik geniet. Omdat Ester een van daai boeke is wat mense nie altyd sommer net lees as een van hulle gunsteling boeke in die Bybel nie. Ja. Dis 'n moeilike boek in die sin dat God se naam nêrens in die boek genoem word nie. Dis die een boek in die Bybel waarin jy gevallig nie die Here se naam raak lees nie. So dit fascineer mense en sê maar hoekom is dit dan in die Bybel? Hoekom het die kerkvaders onder leiding van die Heilige Gees besluit hierdie boek is kanon, dis maatstaf vir ons lewens, dit sê iets oor die evangelie. En dit is die goed wat 'n ou begin prikkel as jy dit lees en jy besef, maar jy moet iets meer in dit wees as net 'n stukkie Joodse geskiedenis wat vir ons opgeteken is om vir ons te vertel waar die Purimfees vandaan kom. So dis hoe die boek ontstaan het en hoe ons begin het om aan hom te werk en dit het toe nou maar daarna het ek nou die ouens 'n bietjie tyd gegee en hulle artikels uitgebrei en dit het omtrent so 'n jaar gevat en ja, en alles maar almal op ander plekke ook betrokke, so mens vat maar partykeer 'n bietjie jou tyd, maar ek dink op die ou end het ons 'n mooi produk. Nou saam met jou eindredakteur was Prof Gerrit Smit, Dominee Roan Kombrinke deelgeneem, Dominee Wimpie Burger, Dominee Dr Barend Heever, dat ek gou nog kyk wie is hier nog, Professor Koos Adendorf, Professor Johan Bosman, Professor Alwyn Swanepoel, Dominee Henning Davels, Johan Skutte. Hier is gewigtige mense, gewigtige kenners het geskryf aan hierdie boek. Ek wil nou vir jou vra, wie het julle in gedagte gehou, want daar is ook 'n sterk akademiese ondertoon. Dit is wie het julle in gedagte gehou toe julle die boek geskryf? Ja, jy sal wel, kom ons sê so, uit die aard van die saak omdat dit eers 'n tydskrif weergawe was. Het dit jy weet nou self, jy het nou al baie mense mee onderhoude gevoer, die oomblik as 'n ou vir professors vra om vir jou sekere goed te skryf, dan is dit op 'n bepaalde vlak ensovoort. So ek het baie nou saamgewerk, al hierdie name wat jy hier genoem het, of so op een of ander manier verbonde aan die Afrikaanse Protestantse Akademie wat teologiese opleiding gee hier in die stad en een van ons vooraanstaande gereformeerde instellings in die land is wat teologiese opleiding betref. So ek het baie respek vir die manne, maar terselfdertyd is die uitdaging altyd om hulle te kry om Afrikaans te praat. En dit meer verteerbaar vir die algemene publiek te maak. Ja, so die boek is dink ek 'n goeie samestelling in die sin dat gewone lidmate gaan baie waarde hier uitput, maar ook jou ernstige Bybelstudent, teoloog, dominee, gaan natuurlik ook hierdeur gestimuleer word. So ons het gesorg dat ons goeie bronverwysings insit, dat ons seker maak dit wat hier gesê word kan akademies verantwoord word. Ons het die voetnote, die styl wat ons gebruik het was Chicago se verwysingstyl en dan sit jy die voetnote onderaan. So dis plan nie in die teks nie. Dit is nie steurend nie, die teks lees lekker vloeiend en ons het probeer om die taalgebruik tog so eenvoudig as moontlik te hou, sodat gewone ouens ook daarbey aanklank kan vind. So die boek is ook so saamgestel dat jy nie noodwendig die hele boek hoef te lees om waarheid uit die boek uit te put nie. Jy kan gaan kyk na die hoofstukke wat jou interesseer. Dalk is jy besig met jou persoonlike stilte tyd uit die boek Ester uit en jy wil net 'n bietjie 'n goeie verklaring hê vir die teksverse, dan kan jy van hoofstuk 6 af begin lees byvoorbeeld. Dalk is jy geïnteresseerd oor hoe die boek uiteindelik in die kanon
geëindig en wat het die besluite beïnvloed en dalk stel jy belang in die historiese agtergrond en hoekom is daar 'n Hebreëse weergawe en 'n Griekse weergawe van die boek Ester en so. Nou dis nie vir almal ewe belangrik nie. Ja. Dit het nie noodwendig ewigheidswaarde nie, maar dit wys tog vir ons iets van hoe die Here ook deur die geskiedenis gewerk het om hierdie boek in die kerk te gebruik. Nou, Prof Gerrit Smit sê in die voorwoord, en ek wil hê ons moet graag 'n bietjie daaroor gesels. Hy sê hierdie boek is meer as 'n verhaal van die oorlewing van die Joodse volk in die Persiese Ryk. Dit is 'n getuienis van God se voorsienigheid wat sy volk bewaar van die stryd tussen lig en duisternis wat deur die eeue voortwoed. Hy sê ook dis 'n uitnodiging tot geloof. Wat leer ons by Ester? Ja, daai wat jy nou mee geëindig het, is seker die belangrikste, is 'n uitnodiging tot geloof, want as ons dink oor God se voorsienigheid, en miskien moet ons net vinnig verduidelik wat bedoel ons met hierdie term, dit gaan daaroor dat God absoluut in beheer van die geskiedenis is en dat niks hom onverwags of onkant vang nie. Hy's nooit verras nie deur dit wat gebeur nie. Alles is deel van sy raadsplan. So hy voorsien, hy sorg dat dinge gebeur soos wat hy beplan het dit moet gebeur. Nie alles wat gebeur is dinge wat hy wil hê moet gebeur nie, maar dit is baie keer dinge wat hy toelaat om te gebeur omdat hy 'n groter plan het en hy die groter prentjie in gedagte hou. En juist daarom is dit 'n uitnodiging tot geloof, want dit daag gelowiges uit om God te vertrou as die een wat die groter prentjie sien, terwyl jy ingezoom is op sekere detail oomblikke in jou lewe en in die geskiedenis. So, miskien is dit 'n goeie beeld om dit mee te verduidelik is die van 'n skaakspel. Ek weet nie of jy skaak speel nie, maar Nee. ek is lief om skaak te speel, maar ag so nou en dan kyk mense 'n bietjie videoetjie waar twee groot meesters sê nou maar teen mekaar skaak speel. En ons weet skaak is nie 'n maklike spel nie, is nogal 'n ingewikkelde strategiese spel waarin jy lank vooruit moet dink ook aan jou skuwe en so voort. So as jy nou na so 'n wedstryd kyk en jy weet watter een van die twee groot meesters het gewen. So jy ken die uitslag. En jy gaan nou terug want dis nou die voorbeelddeel van YouTube, dis na die tyd of dis opgeneem, jy kan na die tyd teruggaan, jy kan nou rustig kyk en pause en so voort. Nou kyk jy hierdie spel van vooraf, dan weet jy wat het aan die einde gebeur, so jy kan sien waarheen bou 'n speler op. Maar as jy nie weet wie wen nie, as jy nie na 'n opname kyk, as jy daar by die wedstryd is, en jy's nie in die kop van die groot meester nie, en jy staan daar as 'n leek wat so 'n bietjie iets van skaak weet en jy kyk, dan dink jy vir jouself, hoekom maak hierdie skuif? Dis 'n dom skuif. Ja. Hoekom het hy nie eerder so gemaak nie? Hoekom het hy nie eerder die kant toe of daai kant toe nie? En uiteindelik, as jy na die tyd na die opname, dan dink jy, "Joe, geniaal. Ek sou nie hieraan gedink het nie, want hierdie ding het tot daardie ding gelei en daai ding het tot daai ding gelei en uiteindelik was dit skaakmat vir die opponent gewees." En dis wat die boek Ester vir ons wys. Ester is soos 'n groot skaakwedstryd tussen twee groot meesters. Die meester van die lig en die meester van die duisternis. En dis eintlik die stryd van die eeue, nie waar nie? Ja. En daarom is hierdie boek vir ons so fascinerend, maar daag dit ons regtig uit om te glo in die God wat in beheer is van die geskiedenis, die een wat ons werklik erken en bely as die soewereine God, die een wat bo alles en oor alles en aan niemand rekenskap hoef te gee nie, maar wat sy ewige raadsplanne uitvoer. Jy het nou verwys net kortliks om te sê dis nie net 'n boek wat vir ons vertel waar kom die Purimfees vandaan nie. Kom ons praat 'n bietjie oor die geskiedkundige agtergrond van Ester. En ook spesifiek oor die Purimfees wat toe die uitvloeisel wat vandag nog gevier word. So 'n bietjie oor die geskiedkundige agtergrond skalk. Ja, so die boek speel af van die tyd van die Persiese Ryk of die geskiedenis van die boek Ester. Speel af hier in die 5de eeu voor Christus. So dis 'n interessante tyd. Ons weet dat die ballingskap tydperk waarin Israel verkeer het, daar was twee groot ballingskappe, eers die Assiriese ballingskap in 722 voor Christus en dan in 586. Eintlik was daar verskillende momente in aanloop tot die groot ballingskap in 586 toe die Babiloniërs die Jode weggevoer het Babylon toe in ballingskap. En dit was 'n 70 jaar tydperk gewees vir die volk waarin hulle in ballingskap was, maar waarin hulle ook sekere
regimeveranderings beleef het, nee. Daar was mos nou maar die groot wêreldmoondhede, eers die Assiriërs, toe die Babiloniërs en toe die Meders en die Perse, in wie se regeringstyd hierdie geskiedenis dan nou afspeel. So, dit dra by tot die intrige van die verhaal, want daar is sekere vrae waarmee jy sit as jy die boek lees, want dit speel af in die tyd toe die Jode al onder Esra en Nehemia deur koning Kores toegelaat is om terug te keer na hulle land toe, om te gaan herbou, om 'n geleentheid te kry om iets van hulle vryheid weer terug te neem. Maar hier lees jy van hierdie twee figure, Mordegai en Ester, wat besluit het om agter te bly in die land van ballingskap. Hulle het ook name wat ooreenstem met die Persiese gebruike en selfs met hulle godsdienstige gebruike. Wat jou nogal laat die idee gee, maar hulle het redelik geïntegreerd geraak in hierdie samelewing waarin hulle geleef het. Maar hulle was nie die enigste Jode wat agtergebly het, en daar was nog ander ook wat saam met hulle agtergebly het, en dan weet ons, daar het nou eintlik 'n interne stryd gewoed tussen Haman en Mordegai, en Haman wou homself wreek op Mordegai, en in die proses het hy besluit, maar nie net Mordegai gaan vernietig word nie, die hele Joodse volk gaan vernietig word. Nou dadelik is daar 'n eie tydse klank aan hierdie boek, nie waar nie, want antisemitisme is iets wat ook sedert die Tweede Wêreldoorlog en nou weer met die Midde-Oosterse konflik en goede, dis maar steeds ding wat heeltyd broei, jy weet, en party is vir die Jode en party is teen die Jode ensovoorts. En maar in daai tyd was dit natuurlik die groot konflik gewees en die stryd gewees. En interessant, in die Griekse weergawe van die boek Ester is daar 'n droom vir ons opgeteken wat twee drake teenoor mekaar opstel, wat dan hierdie twee magte teenoor mekaar uitbeeld. So dit het uiteindelik dan nou, ek wil nou nie die hele verhaal herhaal nie, mense kan maar die boek Ester gaan lees. Ek dink dit is een van daai boeke wat regtig soos 'n storie lees, want hy is geskryf as 'n verhaal, in 'n verhalende, in 'n verteltrand, met 'n duidelike spanningslyn en 'n krisismoment en 'n ontknoping, en al die goed wat jy in 'n goeie storieboek gaan kry, gaan jy in die boek Ester kry. Hollywood vir ons 'n film van gemaak. Ja, net so. So, maar uiteindelik weet ons dat Haman se planne om vir Mordegai en die Jode te vernietig is toe nou gefnyk met die voorsienigheid van die Here, en Ester wat ingetree het vir haar volk en gaan pleit het by die koning, by Ahasveros, en uiteindelik Haman se boosheid ontbloot het, en Haman is toe aan die galg opgehang wat hy eintlik vir Mordegai voorberei het. En hy is toe daar vernietig, en ter viering van die fees is die Purimfees, of ter viering van die oorwinning, is die Purimfees ingestel. Nou ja, die Jode vier dit vandag eintlik as 'n volksfees, nee, as 'n fees waar die Joodse identiteit gevier word. Hulle is 'n groot partytjie, word baie gedrink en allerlei dinge, maar in 'n evangeliese lig is die Purimfees vir ons as Christene geweldig belangrik. Want dit sê vir ons, daar is sekere evangeliese trajekte wat ons in hierdie boek moet raak sien. Die stryd tussen lig en duisternis. Die spanning wat daar is van die Satan wat soos 'n brullende leeu rondloop en kyk hoe hy die kerk van Christus kan verslind, nee, die draak wat die kind en sy moeder volg soos Openbaring sê en probeer om hulle te vernietig, en die vrou en die kind wat vlug die heeltyd. So daar's daar die spanning. Ons beleef iets Nuwe Testamenties al reeds in die Ou Testament. En hoe dit lyk asof daar uiteindelik nie uitkomkans is nie, asof dit verby is. Hier's die galg. Ja. En die ooreenkoms met die hout kruis wat uiteindelik op Golgotha was. Ester se intrede, ons kan nou dalk 'n bietjie oor Ester en hoe sy vir ons 'n tipe van Christus is, jy weet, so al daai goed, en dan uiteindelik die oorwinning wat behaal is met die opstanding en die dood, en dan vier gelowiges fees. Ons het pas Paasfees gevier. Weet, daar was ook Paasfees in die Ou Testament wat natuurlik nou vervul is in Christus en wat ons nuwe inhoud aangee op grond van Christus se opstanding, maar die Purimfees is ook iets van 'n fees van die oorwinning. Ja. Die vraag is leef gelowiges feesvierend? Leef ons oorwinnend? Leef ons vanuit die sekerheid dat die bedreiging afgeweer is, dat die vyand vernietig is, dat ons vry is
dat ons kan leef tot eer van die Here. En dis die dinge wat agter dit sit. Kom ons praat 'n bietjie oor Ester as 'n tipe Christus. Ja, dit is 'n fascinerende onderwerp, Christine. Ester is 'n bietjie van 'n kontroversiële figuur. Jy weet, 'n mens lees baie keer die boek Ester. Nou weer eens, soos ek nou my voorbeeldjie van skaak gebruik het, is ons geneig om die boek Ester te lees met die inligting wat ons is, jy weet mos, jy lees party ons storieboek, nê? Hy lees hy in die begin en dan begin hy nou hierdie spanning in die boek dan wonder hy wat gebeur met die karakter, dan blaai hy na die einde toe, dan lees hy die einde, sodat hy net kan sien of hierdie karakter doodgaan of nie doodgaan nie. Maar in 'n sekere sin bederf hy vir homself die storie so bietjie. So ons bederf ook baie keer vir onsself die storie van Ester of die verhaal van Ester, omdat ons weet wat die uiteinde is. Nou, dit is nou moeilik om dit altyd skoon te lees in die sin van ons weet mos nou wat het gebeur. Dit is nou juist waar julle boek ter sprake kom nie, want ons ken die storie, maar nou kan ons regtig dieper gaan. Nou kan jy hom uitpak. Nou kan jy na Ester gaan kyk en sê maar, goed, kom ons vat haar bietjie. Ons sal baie keer oor Ester dink en sê, "Ja, sy is so 'n goeie voorbeeld vir ons van hoe Christene hulle roeping behoort uit te leef en sy was nie bang om in die koning se paleis in te gaan nie en sy het van die begin af geweet hier gaan moeilikheid kom en sy moet nou gaan help en sy moet op die regte plek kom." Maar Ester en Mordegai se motiewe was nie so suiwer in die begin nie. En ons weet van koningin Vasti en hoe sy haar posisie verloor het en die koning toe nou 'n nuwe vrou gesoek het en hierdie twee mense sien 'n geleentheid. Hulle is ambisieus. Hulle sien 'n geleentheid om deel te neem aan hierdie skoonheidskompetisie. Nou daar is teoloë wat sê ja, maar Ester is dalk 'n bietjie gedwing om daaraan deel te neem want die vrouens, die mooi vrouens het nie 'n geleentheid gehad om te sê wil hulle of wil hulle nie. Maar daar's sekere detail in die boek wat vir ons laat sê maar Ester is nie onkreukbaar in karakter nie. Byvoorbeeld, wanneer sy dan nou gereed gemaak word, daar's mos nou hierdie hele voorbereiding van die baie aandag, mense onder vroue, ek dink as vroue met mekaar gesels of vroue predikers. Ja. Daai regmaak, die voorbereiding en daar's baie simboliek wat daaraan gekoppel word, nê. Nee. Mense wou, maar sy het nie so suiwer motief gehad daarmee nie. Want sy wou regtig die koning beïndruk. Sy wou die koningin wees. Ja. Nie om haar volk te red nie. Want dit het eers later gekom. Dit het later gekom. Ons lees eers in hoofstuk 3 van die bedreiging. So toe al hierdie goed gebeur het, was daar nog geen bedreiging vir die Jode gewees nie. Almal was nog gelukkig en tevrede in die Persiese ryk en hulle het bloot hulle ambisie uitgeleef. Kyk die verskil byvoorbeeld tussen Ester en Daniël. Wanneer Daniël in die Persiese ryk kom, wanneer hy en sy vriende as deel van die wyses van Persië voorberei word, die jong manne, Sadrag, Mesach en Abednego, dan weier hulle om sekere kosse te eet. Ester het geen probleem. Sy het geen etiese wroging oor die gebruike en die gewoontes en die kosse en al die dinge wat hulle met haar laat gebeur nie. So, dit laat 'n mens wonder oor haar motiewe, nie? Maar dan kom sy uiteindelik in die paleis en sy is nou daar en sy het nou invloed en waarskynlik wou Mordegai haar gebruik om vir Haman in elk geval by te kom want hulle twee het nie van mekaar gehou nie, maar toe eskaleer hierdie ding natuurlik nou en hulle ontdek die komplot van Haman en die probleem waarmee die hele Joodse volk wat dan nou daar in Persië sit in die gesig gestaar word en nou moet hulle 'n plan maak en dis hier waar Mordegai ook 'n verandering in sy karakter beleef en waar hy besef maar goed, ek het gedink ek het nou my planne en my redes hoekom ek Ester in die paleis wil hê en Ester self ook. Sy het ook haar planne gehad en haar redes en haar motiewe. En ewe skielik word hulle met hierdie gevaar in die gesig gestaar en nou moet hulle 'n plan maak. En dan sien ons hoe dinge by Ester verander. En raak sy regtig 'n tipe van Christus. Want as jy na haar kyk, ons bedoel met 'n tipe of 'n skadubeeld van Christus, dat jy iets van Christus se karakter en sy optrede reeds in die Ou Testamentiese karakter raak sien. So daar's baie van hulle in die Ou Testament, baie gebeure ook wat skadubeelde is, maar Ester is waarskynlik een van die sterkstes. Kyk net na die situasie. Daar's 'n bedreiging. Die volk staar die dood in die gesig. As iemand nie vir hulle intree by die koning nie, gaan hulle vernietig word. Maar die een wat intree, loop die gevaar om self dood te gaan. En sy is bereid om, sy sê ook op 'n stadium, as ek moet sterf, dan moet ek sterf.
So sy is bereid om te sterf, sy is bereid om haar lewe te gee, sodat haar volk kan lewe. Want die koning het jou nie net, al was jy die koningin, en al was jy 'n mooi koningin, het hy jou nie net sommer toegelaat in sy teenwoordigheid nie, as hy nie sy septer na jou toe uitgesteek het, wanneer jy nie 'n audiensie of 'n afspraak met hom gehad het nie, kon jy nie in sy teenwoordigheid inkom nie, en jy sou doodgemaak word. So sy vat 'n geweldige kans om dit te doen. Maar die groot verskil is, Christus was nie net bereid om sy lewe te gee nie. Nee. Hy het sy lewe gegee. Christus het ook ingetree in die koningshuis van die Vader, vir elkeen wat die dood in die gesig staar, sodat ons uiteindelik vry kan wees. So, maar net so 'n paar lyne van Ester af na Jesus toe. Prof Koos Adendorf praat oor die heilshistoriese lyne en dan sluit hy sy hoofstuk af met hierdie woord. Hy sê die boodskap van Ester roep Christene kragtig op om die teenwoordigheid van God nie altyd in die bonatuurlike te soek nie, maar dit ook in die oënskynlik gewone gebeurtenisse van die lewe, nê. En ja, dat hy sê ook die boek Ester hoort in die Bybel, dit het 'n ryk boodskap vir ons Christene. God het langs die kronkelende gang van die geskiedenis deurgangs gesorg dat die pad na die verlosser oop bly. Regtig 'n boek van hoop. Vir ons om in hierdie onsekere tye, hierdie onstuimige tye waarna ons op die oomblik bevind, ook te weet God is in beheer, soos jy dit reg gesê het vroeër in ons gesprek. So Ja, maar daai stil oomblik is ja, ekskuus tog, is die uitdaging vir ons, nie. ja. Want ons is geneig as gelowiges, omdat ons is maar swak. Ons moet dit erken, dat ons dikwels God se teenwoordigheid in die skouspelagtige dinge soek. So as jy vir iemand vra, hoe weet jy God is in beheer? Wat is die dinge wat hy vir jou gaan noem? Die groot, tasbare, skouspelagtige dinge in sy eie lewe, of in die wêreldgeskiedenis, ensovoorts. Dis dalk die goed wat op die voorgrond geplaas word. Maar selfs as jy in die Bybel gaan lees, dan is dit nie altyd die skouspelagtige dinge nie. Die Here is dikwels in die koel aandliggie, is hy teenwoordig. En ons moet leer as gelowiges om nommer 1 anders na die wêreld om ons te kyk. Maar dit begin deur anderster na God te kyk. Ons godsbeeld moet reg wees. Want God is nie soos 'n afgod wat net in groot dramatiese skouspelagtige YouTube oomblikke homself openbaar, wat op kamera vasgevang moet word en met die wêreld gedeel moet word nie. Hy's dikwels in die klein dingetjies, in die onbelangrike goed, in die dinge wat jy as so vanselfsprekend en alledaags aanvaar. Hoeveel van ons kan nie in ons lewens gaan kyk en sê, weet jy wat, ek het nie verstaan hoekom hierdie dinge op hierdie oomblik, op hierdie manier in my lewe moes gebeur het nie. Ek het op daai oomblik selfs getwyfel in die Here dalk. En dan, Josef se verhaal is natuurlik 'n goeie parallel wat 'n mens ook kan trek. Dan kom jy uiteindelik soos Josef aan die einde van jou lewe en sy broers kom by hom en hulle is verskrik en bang, wat gaan hy nou met hulle doen? Na al die dinge wat hulle met hom laat gebeur het. En dan sê hy vir hulle, maar moenie bang wees nie. Want die Here het dit so beskik dat ek hier moes wees, sodat ek vir julle kan sorg. So, hy het die hele tyd ook geleef met hierdie bewustheid, al verstaan ek nie. Al maak hierdie dinge nie altyd vir my sin nie. Die Here is regtig in beheer en ek vertrou hom. En daarom is dit vir ons so 'n troosryke boek. Want nie net troos dit in ons persoonlike lewens van dat God alles vir ons ten goeie laat meewerk nie, maar dit troos ons ook in terme van die ewigheid. Want die verlossingsplan wat God gemaak het, dit wat hy in die raadsale van die hemele in die ewigheid besluit het en wat hy in die tyd laat uitspeel het, gaan nie gestuit word nie. Dit gaan deur niemand en niks gekeer word nie. Geen Haman, geen Satan, niemand. Die poorte van die doderyk sal die kerk nie oorweldig nie. So, my verlossing, as ek begin twyfel, as ek begin wonder oor my persoonlike verlossing ensovoorts, dan kan ek ook troos hierin vind en sê, maar weet jy wat, ek mag dalk nou ver van die Here voel, ek mag dalk nou op 'n punt wees waar ek nie regtig soos 'n Christen voel nie, maar ek weet Christus het vir my sondes gesterf en dis my troos. Nie wat ek doen of hoe ek voel of hoe ek dink nie. Dis nou vir interessant. Ek wil teruggaan na geroep vir 'n tyd soos die, gebore vir 'n tyd soos die. Professor Johan Bosman se hoofstuk se tema is Ester 'n boek vir ons dag.
En dan spreek hy vir my baie interessante dinge aan, soos onder meer die waarde van 'n vrou, geslagspolitiek, diversiteit en verdraagsaamheid in hakies onverdraagsaamheid, mensehandel, hy trek vir ons, hy laat die kollig daarop val. Na jou mening, kom ons praat net 'n bietjie oor, want ons leef, soos nou reg gesê het, in regtig in moeilike tye. So is 'n boek vir ons dag. Wat kan jy nog byvoeg? Boonbehalwe, maar toe jy nou so gesels, dit is vir my interessant om net te dink. God ken ons as net mense. Ons is net feilbaar, ons leef maar eintlik klein lewens. Dat hy kom na die klein dingetjies in ons lewe. Maar daar's dan natuurlik al hierdie kwessies en goed wat aan ons krap. Wat Ester ook, die boek Ester ook ietsie van weerspieël. Christine, dis nogal vir baie ons bietjie van 'n sensitiewe onderwerp, want ons is maar lief daarvoor om, as ons oor Christendom dink, dan is dit iets geestelik, dis iets verwyder van die alledaagse lewe, dis iets wat hier in my gedagtes leef, en ons sê maar in ons harte, want dit is baie keer emosioneel vir ons, terwyl dit eintlik eksistensieel is. Met ander woorde, dit het iets met my bestaanswerklikheid te doen. Ester kom sê vir ons, Christendom gebeur nie in die kerk nie. Dit gebeur in die paleise. Dit gebeur op die markpleine. En dit sê nie die kerk is onbelangrik nie. Die kerk is natuurlik ons bakermat, die kerk is waaruit ons gestuur word na die wêreld toe. Maar wat ek daarmee bedoel is, Christendom is verbind aan ons alledaagse lewe, en ons is baie keer geneig om te dink, ja, weet jy, as ons oor Christelike kwessies praat, dan praat ons maar in die kerk daaroor, ons moenie 'n politieke ding hiervan maak nie, ons moenie die regering uitdaag nie, ons moet maar aanvaar as hulle sekere standpunte inneem, en so aan oor sekere dinge, en ons moet dit net goedsmoeds aanvaar, want die kerk is mos nou maar, hy daarom sy plekkie daar, jy ken mos daai ou liedjie wat ons gesing het, jy in jou klein hoekie en ek in myne. Ja. Solank ons net ons hoekies het, is ons tevrede, want dan dink ons is nou getroos en ons kan mekaar warm vryf daar en warm hou, maar as ons in die wye wêreld daar buitekant kom, dan is dit asof ons dubbelgangers is, want dan moet ons nou ewe skielik ander mense wees. Maar Ester sê vir ons, jy's geroep vir die tyd in die plek waar die Here jou geplaas het. Die vraag is, waar het die Here jou geplaas? Is jy 'n omroeper? Is jy die hoofuitvoerende beampte van 'n groot maatskappy? Is jy aan die hoof van 'n groot organisasie? Is jy 'n skoolhoof? Is jy 'n ma wat jou kinders grootmaak? Ewe skielik raak dit nou baie prakties vir my. En die kwessies wat hierin aangespreek word, is, Prof. Johan Bosman het in 'n sekere sin vir ons gewys, dit wat die prediker ook sê, daar's niks niets onder die son nie. Ja. Nee, die kwessies wat toe was, is kwessies wat vandag eintlik net in 'n nuwe vorm kop uitsteek, en waarop ons antwoorde het. Ons moet nie die Bybel gaan lees, ons moet 'n boek soos Ester lees, en die Here gaan vir ons antwoorde gee daaroor. Ons moet nie bang wees om standpunt in te neem oor hierdie dinge nie. Want ons word geroep, as ons sê, ons word geroep vir 'n tyd soos hierdie, dan word ons geroep om ook soos Ester met waagmoed op te tree in diens van die groter koning. En daarom is ons nie bang vir die aardse konings nie. Daarom is ons nie bang om op te staan vir die waarheid en dit waarin ons onwrikbaar glo nie. Jo, ek wil nou teruggaan, want hier is so 'n kombinasie van dinge wat mens na vore kom as mens na die boek kyk en as mens na die boek Ester weer kyk. Jy het verwys, en vir ons sommer net as gewone gelowiges, julle is nou teoloë en akademici en kyk heel anders as ons, maar jy het verwys na die verskillende weergawes. En dan, ja, dit vertel ons 'n bietjie meer, dis my baie interessant, dis iets wat ek, as soms as 'n gewone persoon nie regtig kennis van het nie. Maar vertel ons 'n bietjie meer daaroor, want beïnvloed dit, is daar verskillende perspektiewe, is daar ander storielyne, hoe Dit is interessant, nee, dis regtig interessant, Christine. Kyk, as dit nie jou vakgebied is, dan gaan jy waarskynlik nou nie noodwendig so belangstel daarin nie.
Maar tog, as jy begin agterkom wat daarin is, dan gaan jy dit dalk gaan soek om te lees. Nee, so daar's 2 groot weergawe van die boek Ester. Die een is die Masoretiese teks of die Hebreëse weergawe van die boek Ester. Dis die een waarin die naam van God glad nie voorkom nie. So jy kry nie die godsnaam nie eers 'n verwysing na God in algemene sin. Kyk, in Hebreëus kry ons verskillende woorde vir God se naam, maar die woord El wat na God met 'n hoofletter of met God met 'n klein lettertjie kan verwys, kom ook nie eers in die boek voor nie. Ook nie die verbondsnaam Jahwe nie. So daar's nie 'n verwysing in die Masoretiese teks nie. Maar dan kry jy die Griekse weergawe, die Septuaginta. Se weergawe. Nou die Septuaginta is 'n vertaling, 'n Griekse vertaling van die Ou Testament. Dit is die Bybel waaruit die Here Jesus waarskynlik die meeste aangehaal het in sy tyd. Hy het nie noodwendig uit die oorspronklikheid aangehaal nie, hy het uit die Bybel van die vertaling van sy tyd aangehaal, wat nogal vir ons iets sê oor Bybelvertalings nie waar nie. Ja. So jy het hierdie 2 weergawes, in die een is kom ek sê eers dit. Daar was in die kerk natuurlik verlang ook stryd gewees oor, moet hierdie boek deel van die kanon wees? Moet dit nie deel wees nie? En juis oor die afwesigheid van God se naam. Juis oor die afwesigheid van eksplisiete evangeliese lyne. Iemand soos Martin Luther het byvoorbeeld gevoel, nee, die boek moet nie in die Bybel wees, maar van die ander kerkvaders soos Augustinus byvoorbeeld het weer baie sterk saak daarvoor uitgemaak, juis op grond van die Griekse weergawe ook daarvan. Want die Griekse weergawe het 'n bietjie meer ingekleur rondom die verhaal. So hy's teologies waarskynlik sekere gedeeltes in wat meer dit wat implisiet is in die Hebreëse teks, om dit meer eksplisiet te maak. So daar is sekere drome byvoorbeeld ingesit, sekere gesprekke, sekere profesieë en sekere dinge wat nie in die Hebreëse teks is nie, omdat die Jode later toe soos hierdie verhaal histories oorvertel is, dit ook teologies gelaai het met die dieper betekenis daarvan, en daardie dieper betekenis is in die Septuagint ingeskryf. En op grond daarvan, want daar kom die voorsienigheid van God baie sterker na vore in die Griekse weergawe. So dit word baie duideliker gemaak daarin. Maar die wonder van en hoekom die kerkvaders besluit het om uiteindelik die Hebreëse weergawe in te sit, is omdat hulle gesê het, maar die feit dat dit nie eksplisiet daar is, beteken nie dis nie daar nie. Ja. En dit maak dit in 'n sekere sin nog meer opwindend vir 'n mens. Want is nie iemand wat dit vir jou kom uitwys nie. Dit is soos 'n blomknop wat nog toe is. En later, soos wat jy by die Nuwe Testament uitkom en die blomknop gaan oop, dan verstaan jy wat was alles reeds daar gewees in 'n Ou Testamentiese boek soos Ester. So dis fascinerend om na die verskille te gaan kyk. Ons Prof Gerrit dui 'n klompie verskille aan. Ek kan so vinnig na van hulle wys. Mordegai se droom het ek nou byvoorbeeld van gepraat, met die 2 drake teenoor mekaar. Die eerste koninklike edik in hoofstuk 3 vers 13, so hierdie perikoop gee besonderhede oor Haman se plan om die Jode uit te roei. Dit sluit 'n kopie van die edik self in ensovoorts. Dan is daar ook 'n gebed van Mordegai waar hy bid dat God in wanhoop tot God gaan en pleit vir sy genade vir hierdie volk, en so dit wys ook iets van die ommekeer wat daar aan Mordegai gekom het en hoe hulle hoop en verwagting. En dan ook 'n gebed van Ester voordat sy by die koning ingegaan het. Dis alles dinge wat nie hier ingesluit is nie. Dit laat 'n mens dink, mens moet eintlik maar Hebreëus en Grieks ken om die Bybel reg te verstaan. Daar is vertalings daarvan, so mense kan maar gaan soek op die internet, hulle sal dit kry. So ten slotte, ek sien ons tyd begin nou min raak. Dit vlieg so op 'n Dinsdagoggend as mense aan die gesels raak. Maar Prof Gerrit Smit skryf die slothoofstuk en daar som hy dit so mooi op, en hy sê ons leef ook vandag in 'n persiese kultuur, in aanhalingstekens, 'n wêreld van oorvloed sonder aanbidding, van wette sonder wysheid, van mense wat eer soek sonder waarheid. Die kerk van vandag is in 'n wêreld vasgevang is in 'n geestelike diaspora waar God se naam nie meer openlik genoem nie of uitelik genoem word nie. Tog twyfel ons nie dat hy steeds werk nie. Ook 'n interessante, en jy kan nog vir 'n bietjie kommentaar, dat die behoud van Israel in Persië was die bewaring van die geslag wat deur die Messias sou kom.
wonderlike insigte wat julle hier vir ons oopbreek. So laaste gedagtes van jou kant af. Man, ja, ek wil regtig mense aanmoedig om die boek te lees. En daarmee bedoel ek die boek Ester. Ja. Ehm, Hulle kan maar hierdie boek ook lees. En dan kan hulle maar hierdie boek ook lees. Ek dink dit sal help. Maar ek dink is nodig. Ester is nou so 'n aktuele boek vir die tyd waarin ons leef. Nie net as gevolg van die konflik in die Midde-Ooste nie, maar ook weens die geestelike aanslae wat die kerk beleef vandag op soveel terreine. Jy weet, en 'n mens hou maar die wêreldgeskiedenis dop. En Ester leer jou om regtig met ander oë te kyk en te sê, kom ek probeer net vir 'n oomblik myself indink waartoe is die Here op pad? Wat is die Here besig om hier te sê? Wat is die Here besig om hier te laat gebeur? So Prof Gerrit, hy is die rektor daar by die Afrikaanse Protestantse Akademie en hy het nou al die kommentaar ook geskryf. So hy het uitgebreide kommentaar op al die verse geskryf en hy noem hier een van die goed wat vir hom jy so aangrypend is van die kommentaar, is dat die kommentaar, hy geleentheid gehad het om in die kommentaar vir mense juis uit te wys, vers vir vers, hoe dat dinge wat net soos toevallighede lyk, eintlik nie toevallighede is nie, maar hoe dat die Here werklik in beheer was. Hy het sekere dinge beklemtoon in sy kommentaar oor die Persiese konteks en so, net om vir ons te help om 'n bietjie beter te verstaan hoe het hulle administrasie gewerk, hoe het hulle koningshuis gewerk ensovoorts. Begrippe. Dink aan iets soos ons het in Afrikaans die uitdrukking 'n wet van Meders en Perse. Ja. Wat bedoel, dis iets wat nie kan verander nie. Nou dit was 'n onveranderlike wet gewees en hy verduidelik dit ook 'n bietjie beter. Hoe Ahasveros 'n tipiese absolute heerser was ensovoorts. So dis regtig insigte wat jy nie sommer in 'n ou dun boekie oor Ester gaan kry nie. Maar vir my bly die wonder en ek wil miskien daarmee afsluit om te sê iemand het my nou die dag gevra, waaroor is ek dankbaar? Sê ek is dankbaar God is soewerein. En God is in beheer en nie ons nie. En dat dit nie van ons afhanklik is nie. So mag hierdie boek mense regtig inspireer om met daardie vaste troos te leef. God is werklik in beheer. Ongeag wat gebeur. Dit maak ons nie passief nie. Want ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Maar dit spoor ons juis aan om aktief besig te wees tot eer van die koning. Ek wil nou vra wat ek glo menige luisteraar nou oor wonder, waar kry mense hierdie boek in die hande? Christine, hulle is baie welkom om ons webtuiste te besoek. liginduisternis.co.za. Ek sê maar net altyd dis lig in duisternis. Party mense as hulle vinnig praat, sê hulle lig en duisternis en sê ek nee, ons wil asseblief nie albei wees nie. Ons is liginduisternis.co.za, so daar behoort hulle om baie maklik raak te sien. Hulle kan maar net in die soekfunksie as hulle hom nie vinnig sien nie, soek en om aanlyn bestel. Ons prosesseer hom so binne 'n week en ons kom lewer hom vir jou af by jou voordeur. So bestel hom gerus daar. Maar daar in Bloemfontein by Exclusive Books sal jy hom ook kry. So dis een van Exclusive Books se takke. Hy's nie by al die takke nie, maar hy's by daardie tak is hy ook beskikbaar. Ja, Skalk, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Wat 'n insiggewende gesprek en soos jy reg sê, kom ons gaan lees almal net weer die boek Ester en onthou God is soewerein. Ek herhaal net weer die webwerf en die titel van die boek. Die boek is gebore vir 'n tyd soos hierdie, 'n kommentaar op die boek Ester. Die uitgewer is Lig in Duisternis. Uitgewers, eindredakteurs Gerrit Smit en Skalk Strauss, met wie ek nou net gesels het, en natuurlik die webwerf is www.liginduisternis.co.za.